Broers en susters, ons is nou so amper vir 2 maande besig om elke dag na 'n bepaalde psalm te kyk en dit op die gemeente se WhatsApp groep ook uit te saai vir u en te kyk hoe ons daardie spesifieke psalm ook op ons as moderne lesers daarvan toepas. So ons het in die afgelope tyd ook onder andere na Psalm 62 gekyk. So ek wil baie graag dan in aansluiting by dit wat ons in die WhatsApp groep dan doen en ook in die Bybelstudie waar ons weekliks na die psalms kyk, dan vanoggend daarby aansluit en ook 'n psalm te preek dan. En ons kies dan vanoggend Psalm 62. So jy sal hoor ook as ons die psalm lees dat die begrip rus, om te rus in God, om vrede, kalmte in die Here te vind, is 'n baie gelade begrip in die Ou Testament en dit word baie goed in Psalm 62 uitgewerk met verskillende perspektiewe daarop en ons sal graag vanoggend in die prediking dan daarop konsentreer. Maar ons kan nie uit ons eie altyd die woord van die Here verstaan nie en daarom bid ons altyd ook 'n gebed voor die skriflesing en die funksie van hierdie gebed is om vir die Here te vra dat hy vanoggend ook in elkeen van ons harte dit ontvanklik sal maak om die wonderlike evangelie te hoor en daarvoor ons te lewe. So kom ons bid dan nou saam terwyl u net so bly sit. Onse wonderlike hemelse Vader, ons bely dat u 'n God is wat vir ons baie goed is. Here, dit is so wonderlik om hierdie woorde van die fotum vanoggend uit te spreek, waar u dit sê, dat u die eerste is, dat u die laaste is, en dat daar buiten u geen God is nie. Dankie dat ons deur die Heilige Gees daardie wete, daardie besef in ons harte het, en nou vra ons o Heilige Gees, kom nou, en vul ons met die heerlikheid van u self, terwyl ons u woord lees, u woord wat die volkome waarheid is, en wat u wil vir ons lewens volledig bekend maak. Dit vra ons van u in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan nou die teks van Psalm 62. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaag in leuns. Met die mond seën hulle, en die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding wat ek God oor sê, nee 2. Dat net God mag het en 'n mens net op u Here kan vertrou en dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. Dit is dan Psalm 62, ons skriflesing vanoggend. Gelukkig is mense wat lief daarvoor is om die woord van die Here gereeld te lees en die inhoud vir hulle lewens te deurdink.
Die tema van ons prediking is dan die rus vind by God, soos wat Psalm 62 dit vir ons beskryf. Liewe broers en susters in die Here, daar kom tye in elkeen van ons se lewe dat ons 'n behoefte aan rus het. Tye wanneer ons smag om net vir 'n oomblik te ontspan, asem te haal in 'n baie gejaagde samelewing. Tyd om net weer 'n bietjie tot sinne te kom wanneer daar soveel elemente van chaos baie keer in ons lewens, in ons persoonlike lewens is. Tyd om 'n bietjie stilte te ervaar. Nou weet ons, daar's baie forme van stilte. 'n Mens kan byvoorbeeld in die natuur, baie mense geniet dit, pragtige sonsondergang by die see ervaar, dis 'n bepaalde stilte. Maar die Bybel praat ook op baie plekke van stil word voor die Here. Rus vind in God. Soos hier in Psalm 62, waar daar staan, net by God vind ek rus. Net by God kan ek rustig wag. Hierdie is regter heeltemal 'n ander soort stilte of rus, as die wat jy in die natuur sal vind. Dit is 'n stil wees, 'n stil word voor God, met God en by God. Trouwens, die psalmdigter is so oortuig daarvan dat 'n mens net by God rus vind, dat hy dit nie minder nie as 5 maal in hierdie psalm wat ons vanoggend saam gelees het herhaal. Dit klink byna soos 'n refrein deur hierdie psalm wat al die gedagtes van die psalm aan mekaar vasbind, en aan die einde is daar dan weer 'n uitspraak wat amper soos 'n gevolgtrekking klink. Here, ek kan eintlik maar net op U vertrou. Die merkwaardige van die soort stilte en rus waarvan hierdie psalm praat, is dat dit nie beskryf word as iets wat jy eers sal ontvang as jy uit die lewe weggeneem word en jy in die ewige lewe in 'n paradijstoestand is nie. Dis nie asof die psalm sê, jy vind dit nie hier nie, jy moet vasbyt, daar is 'n ander bedeling waar daar eers dan die vrede en die rus sal aanbreek. Hierdie punt van die psalm is om te sê, midde in jou worsteling, midde in die chaos en die rumoer van die lewe wat hierdie wêreld kenmerk, midde in dit is rus in die Here moontlik. En mens sien dit al in die manier waarop die digter die psalm struktureer. Hy begin met 'n belydenis, net by God kan ek rustig wag. En dan sou mens nou mos verwag, as hy tot hierdie insig kom, dat dit wat op hierdie uitspraak volg, iets sprokiesagtig sal wees, iets soos, en daarna het hy vir ewig gelukkig en in vrede geleef. Maar dis nie wat volg in die psalm. Daar volg 'n uitroep, 'n kreet, 'n beskrywing van uiterste lyding en ook die spanning wat hierdie digter moet meemaak as hy sê, hoe lank gaan mense my bly aanval? Ek is al eintlik soos 'n bouvallige muur wat wil omval, soos 'n vervalle heining. En net daarna weer dieselfde belydenis waarby die digter begin het. Ek kan net by God rustig wag. So die digter weet, en dis die belangrike uitspraak van Psalm 62, die digter weet dat 'n mens die donker dinge van die lewe, wat vir ons almal daar is, wat miskien net van mens tot mens verskil, maar wat daar is, dat mens dit nie kan ignoreer nie. Jy kan dit nie wegwens nie, jy kan dit nie wegpraat nie, dit is daar, en dit is deel van jou lewe. Maar hy weet ook, dat die Here se rus groter as dit alles is. Dat die Here se stilte na alles vas staan, dit as ware omsluit. Dit is juist binne in die storm, wat die Here vir jou stilte gee. Dis binne in die rumoer waar jy die Here se rus ontvang. Ons het dit natuurlik anders wou gehad. Die Hollandse teoloog Noordmans
praat in 'n boek waar hy sê hoe mense God beleef. En wat mense se idee van God is, sê hy baie mense sou eintlik daarvan hou om rondom die Here maar net op 'n by 'n teetafeltjie te sit en teetafeltjie gesprekke met die Here te hê. Dis die soort rus en vrede wat baie mense soek. Maar as jy wat jy in die Bybel lees, jy kom agter dat dit glad nie so werk nie. Dat as Abraham uit sy land moes trek na die vreemde in, deur al sy ontberinge en worstelinge heen, het hy in daardie verskriklike lewe van hom tog rus by God gevind. As Josef na Egipte weggevoer word en onregverdig in 'n tronk beland, deur al sy vreeslike lewenservarings heen, het hy rustigheid by God gevind. As Moses van die een spannende situasie in sy lewe na die volgende beweeg het, met 'n byna onmoontlike opdrag wat die Here vir hom gegee het, en waar hy uiteindelik in die woestyn sterf, het hy tog vrede in sy God gevind. Ons lees verder hoe Dawid voor Saul en selfs voor sy eie seun Absalom moes vlug, hoe Israel in die ballingskap weggevoer word, hoe die vroeë kerk verdruk en vervolg is, en tog was daar in elkeen van daardie omstandighede en situasies tog telkens vir mense vrede, rus in God. Ja, selfs toe die vredevors, die rus van God met 'n hoofletter na die wêreld toe gekom het, is hy se muur aan 'n houtpaal vasgeslaan, en tog kon dit nie God se vrede vir die wêreld versteur nie. Lees 'n mens dus die Bybel, ontdek jy oor en oor die wonderlike boodskap van Psalm 62, dat die Here midde in jou chaos by jou is. Dat die sentrale spanning in ons lewens, wat vir almal daar is, wat miskien net van mens tot mens verskil, maar wat daar is, ons soms van God verlate laat voel, maar hoe ons tog deur omstandighede gehou word. En dit is hoe die vrede van God werk, wat Paulus in Filippense beskryf, as 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar dis nie 'n vrede wat in 'n kerkboek of in 'n psalm bly nie. Dis 'n vrede wat aan die kruis gehang het. En daarom saam met jou deur die hoogtes en die dieptes van jou lewe sal wees en jou troos in alles sal wees. Daar was eenmal 'n kompetisie gewees waarin kunstenaars gevra is om 'n voorstelling te maak van die begrip vrede. En dit het die verbeelding van talle kunstenaars aangegryp en almal het hulle pogings vir oorweging ingestuur. Die dag van die bekendmaking van die wenner het aangebreek en baie mense het in die saal bymekaar gekom en die kunswerke van die finaliste is een na die ander ontbloot, die uitbeeldings van vrede, die een na die ander onthul en elke keer het mense hande geklap. Uiteindelik was daar net 2 oor. Die doek is van die een afgetrek. Dit was 'n pragtige paradysmooi skildery van 'n spieelgladde meer omring deur lowergroen bome en skape wat welig in die welige gras wei. Dit sou tog sekerlik die wenner wees. Maar toe is die doek van die laaste skildery afgetrek. Vir 'n oomblik was daar 'n doodse stilte. Want op die skildery was daar oënskynlik 'n uitbeelding van onrus. Tog het uiteindelik die applous losgebars. Die skildery was van 'n waterval met dreigende wolke bo, wat gedreig het om enige oomblik die weerligstrale van bo af los te laat. En 'n boompie het skuins uit 'n rots gegroei. En op een of ander wonderbaarlike manier het hierdie boompie die krag van die stroom van die waterval weerstaan. Een van die takke het so uitgesteek asof dit die water wou uittart. En in die mik van hierdie tak, enkele sentimeters van die stortvloed verwyder, was daar 'n voëlnesie, waarin 'n voeltjie houtgerus op haar eiers gesit het. En dit was die wenner, want dit is hoe vrede is. Kalmte in jou lewe,
terwyl hy weet dat die stortvloed van onheil en van pyn en van seer baie keer net 'n sentimeter weg is van jou, maar is genoeg omdat God by jou is. Hoe vind ons daardie vrede? Wat moet ek doen om daardie rus van God in my te vind? Daar's nie 'n 10-punt plan of 'n resept wat dit waarborg nie. Maar daar's nog baie goeie raad in Psalm 62. Psalm 62 sê, draai weg van die sogenaamde ander bronne van vrede en rus in jou lewe. Bronne wat die wêreld of wat mense voorgee om aan jou te bied. Net God kan vertrou word. Moenie op mense of magte en moet ook nie veral op jouself vertrou nie. Selfs rykdom en roem kan dit nie bied nie. Nie die wêreld kan dit bied nie, net God alleen. Broers en susters, wat is die elemente van onrus vanoggend in u lewe en in my lewe? Mag ons ervaar dat God se rus juis binne in die chaos en die onrus van ons lewens vir ons die verskil maak. Die Here help ons deur sy Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat die psalmbundel so in ons harte en siele spreek, omdat dit mense net soos ons is wat aan die woord is. Mense wat ook baie keer gevoel het dat daar soveel onrus en onvrede en kommer en spanning en seer in hulle lewens is. En wat vroeg met God, totdat hulle sê, Here, selfs in die midde van die storms, vind ek rus by U. Ons bid ook vir elkeen van ons wat vandag so nodig het om dit te hoor. Hulle wat geliefdes aan die dood afstaan, hulle wat ernstig siek is, hulle wat baie frustrasie en kommer ervaar, hulle wat bekommerd is oor kinders of oor ouers. Here, elkeen van ons het daardie elemente van onrus wat ons bekommer en ons onrustig maak. Vanoggend kom U vir ons sê, U is daar as die rots waarop ons kan bou. Die wêreld kan dit nie bied nie, mense kan dit nie gee nie, ons kan dit nie self vind nie, ons kan dit net by U vind. Daarom is ons gebed, Here, gee dat ons U sal opsoek, elke dag in ons lewens, en dat U sal kom deur die wonderlike ingrype van U Heilige Gees, en vir ons daardie stilte en kalmte in ons lewens gee. Dit kom vra ons van U, in Jesus Christus se naam. Amen.